Die hele idee rondom die beplanning van die Afrikaans 100 amptelike beweging of veldtog het begin deurdat Chris de Bruin by Potch teens Elof die solidariteitsbeweging vir my kontak het. Op daai stadium was ek nog voorsitter gewees van die Afrikaanse Taalraad gewees en natuurlik my betrokkenheid hier by die Afrikaanse Taalmuseum het gevra, Michael, wat is die kanse dat die Afrikaanse Taalraad en die Afrikaanse Taalmuseum en Monument 'n leidende rol kan speel om hierdie fees te beplan? Ek sê, hoekom nie? En 'n paar maande later het ek natuurlik die ampt neergelê as voorsitter, my termyn was verby gewees en ons het begin om planne bymekaar te sit. Ek kan nog mooi onthou, ek het 'n werksessie gefasiliteer op 11 en 12 November na COVID. By 'n Technopark by die Protea Hotel, waar ons oor 'n wye spektrum van Afrikaanse organisasies genooi het, van die solidariteitsbeweging tot die ATKV was daar gewees, die Kaapse Forum was daar, DAK was daar gewees, theatermense was daar, die landbou was daar, die Sakeliga was daar, almal het gepraat en ek het 'n voordraging gedoen en gesê, mense, dit is my voorstel om die fees te vier. Hoe gaan ons byvoorbeeld fokus op die vereniging van die verdeelde Afrikaanse wêreld. Maar daai het voortgevloei, daar's 'n oorsigkomitee, ek dink goed verteenwoordigende oorsigkomitee is gestig en dan is daar ook domeine geïdentifiseer. 'n Domein soos byvoorbeeld die onderwys, tersiêre onderwys, die letterkunde en so aan. En elkeen, die hele idee was gewees dat elke organisasie kan op sy manier 'n viering vier, maar dan moet hulle op 'n manier aansluit by ons waardes en doelwitte en dit is hoekom ons 'n manifest uitgebring het. En op 8 Mei 2023 het ons die program in Pretoria bekendgestel. Nee, die vieringe bekend, nie die viering nie. Het ons soort van die bekendstelling gemaak dat ons van plan om in 2025 hierdie vieringe te hê. En hier sit ons vandag, ja. Dit bied ook vir ons 'n geleentheid om te praat oor kwessies binne die Afrikaanse wêreld. En dit wil ook, en dit gee vir ons ook 'n geleentheid om 'n soort van 'n opname te maak van waar staan ons met Afrikaans. Hoe ervaar mense Afrikaans, jy weet, en hoe belangrik is Afrikaans vir mense. Ek dink byvoorbeeld met die Afrikaans 100, as ons kyk na die gegewe omgewing waar binne ek werk, jy weet, die genootskap van regte Afrikaners het die landstaan gestig gewees, was die landstaan gestig in die Afrikaanse Taalmuseum en Monument. En die doel van daai organisasie was gewees om Afrikaans te verhef tot 'n amptelike taal wat gebruik word in die skool, die skool besigheid, die kerk en so, en om die Bybel te vertaal natuurlik in Afrikaans ook. So dit word dikwels beskou as die eerste taalbeweging. En ek dink wat ons nodig net nou is 'n nuwe taalbeweging. Die vorige taalbewegings was blank gesentreer gewees. Nou kry ons die geleentheid om 'n inklusiewe taalbeweging. Kom ons met 'n taalbeweging van stapel te stuur, waar ons kan kyk, jy weet, hoe lyk 'n opname maak van hoe lyk die Afrikaanse wêreld? Wat het ons in gemeen? En kom ons skep 'n identiteit. Ons moet praat oor identiteit, die verloor van identiteit en skep van 'n nuwe identiteit binne die Afrikaanse wêreld. Ek dink wat ons moet deursigtig wees, ons moet openlik wees. Ons moet 'n platform skep vir debat voer. Ons moet kan persepsies uitdaag. En dan moet ons ook kyk na die welstand van Afrikaans binne die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Ons moet kyk, jy weet, hoe gee ons herkenning aan die invloed van inheemse taal op mekaar. Jy weet, hier by die Afrikaanse Taalmuseum en Monument streef ons daarna om 'n instelling uit te bou aan 'n dinamiese, inklusiewe instelling wat die taal, diversiteit van Afrikaans vier binne 'n multikulturele samelewing.